Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Ja, as 'n kenner in landbou praktyk en beleid, hoe sien jy die toekoms? Ja, Corneille, waar begin ons? Ek sou reken, as ons dink aan die amptelike beleidsdokument wat tans op die tafel is die meesterplan. Ja. En die meesterplan, ek sê altyd ek noem dit die groot 5 in landbou. As ek nou dink in wat nodig is in landbou, en daar word baie daaroor geskryf en gepraat, maar ons het aksie nodig. En dit is waar dit gaan. Ons het al baie planne geskryf. Ja. Ons was bevoorreg om by baie van die planne ook betrokke te wees en die analises te doen. Maar ek sê die groot 5 is jou mark. Ja. Ons moet markte oopmaak. As jy nie mark het nie, en as ons kyk na ons nisprodukte, van nisprodukte tot grootskaalse produkte, jou mark is belangrik. Ja. Dan dink ons, hoe kom ons by die mark uit, infrastruktuur? Ja. Wat help ook met 'n mark ontsluit is biosekuriteit, krities belangrik. Ja. 4de ene is jou grond, 5de een is jou ondersteuning op grondvlak. En dit is eintlik ook hoe die meesterplan opgestel het. So vir elke waardeketting het ons gaan spesifiseer om te sê, waar is daar geleentheid om markte oop te maak? En as 'n mens nou in die media kyk hoe krities dit raak, nie? Skielik kyk lande nou binne toe en wil binne grense toemaak en ons vra onsself, is ons nog in die regte mark? Is daar geleentheid om oop te maak? Dis buitelandse mark, maar as ons nou kyk na ons kleiner markte, mense is altyd gefokus op die groot markte, maar binnelands het ons 'n groot probleem met voedselsekuriteit. En as 'n mens nou kyk na nisprodukte en die informele kettinge, is daar soveel aan die gang wat ons nie meet nie. So ek sê altyd ons meet landbou op die formele uitset. Ons kyk na die groot kettinge wat absoluut krities belangrik is vir werkskepping, vir ons handel, ons ruilvoet, ons wisselkoers, ons ekonomiese groei. Maar hierdie informele kettinge sien ons baie keer heeltemal mis of meet dit nie, ons kyk nie mooi na die impak van daai kettinge nie. Jy sê so baie waar goeters. Eerstens, ons is groot voorstanders vir doen nie praat nie. Ons praat al jare, ons het al vir baie mense baie planne gaan gee wat mense gedink het, gaan dit verder vat en toe gebeur dit en toe sê maar van Laveld Agrochem kant ons rol moue op. Ons doen baie goed wat nie met ons besigheid te doen het, die saadpakkies en kospakkies. Ons gaan maar net voor dat ons wil die land opbou in landbou. Sê dit altyd rym so mooi. Maar ek dink weer eens die uitvoerprodukte is almal bekend, almal meer dat hulle weet wat dit is, maar ek dink ons onderskat die miljoene mense in ons land wat eintlik op 'n klein skaaltjie iets doen, of daar is nog geleentheid vir klein skaal, en daar's nie, ek voel of daar nie genoeg planne is nie, maar infrastruktuur, ek miskien net die opinie daaroor, want ons het van die Laveld kant aan die Citrus daai tyd, wat 'n groot deel van ons besigheid is, toe die hawens, dink nie lekker gaan het ons nogal dit gevoel in ons baas. Nee, absoluut. Ek dink, so uit daai groot 5 uit, sê ek altyd, daar's goed wat ons kan doen, wat nie gaan geld kos nie. Ons moet dit net gaan doen. En dinge gaan uit, die geld is klaar daar. Dit moet net, dis die samewerking tussen privaat sektor en die regering. En ek dink hierdie, noem dit nou die round tables, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, die round tables waar eintlik nou hierdie aksiepunte bespreek word. En dan moet mense ook gaan sê wie gaan wat doen. En mekaar verantwoordelik hou. Ek dink in die bedryf self, en ek dink daar doen julle uitstekende werk, gaan doen dit net. En as daai maatskappye, selfs in infrastruktuur, nou, ek dink infrastruktuur is ons grootste uitdaging, want hier praat ons nie van klein geld. Dis groot geld, en of dit nou paaie hawens is, maar ons sal moet kyk na daai privatisering van die hawens, en daar is 'n klomp oneffektiwiteit. As 'n mens nou nog hoor, Citrus het hulle ons ongelooflik baie vordering gedoen, waar die bedryf regtig hande gevat het en gaan kyk het en gesê, hoor jy ouens, hoe kan ons help? Ons het nie genoeg krane nie, of hier's 'n bottleneck op 'n spesifieke punt. Spoorvervoer, dink jy dit sal ooit weer herleef kan word? Ek dink daar's nou, as ek die Engelse woord green shoots, daar's klein ligpunte waar daar moontlikhede is, maar dit gaan alles gekoppeld met diefstal op die spore. Maar dan is daar tegnologie wat beskikbaar is. So ek dink 'n mens moet begin tegnologie, die kombinasie van tegnologie, en gaan sê, hoe gaan ons, dis 'n samewerking om hierdie ding aan die gang te kry. Want op die oomblik, ons paaie gaan net nie daai vrag kan hou nie. Maar dis die ding, paaie moet weet waarvoor dit eintlik bedoel was, maar nou is dit net, as jy sê maar Durban toe gaan, een lang lyn net trokke, en hulle ry die paaie kapot, en as daar insidente is, en as 'n ongeluk op Van Renspas of strike se goed, dan raak dit die hele netwerk, terwyl spoor teoreties, met tegnologie wel
kan baie beter gaan. Ja, en jy is heeltemal reg, die uitdaging met spoorweë is ons is 'n klein bedryf in vergelyking met mynbou byvoorbeeld. Ja. So wie praat die hardste is die groot volumes. Ja. Maar as ons begin as landbou sê, kyk, dit is jou impakte wat jy het op gemeenskappe, op werk, op die ekonomie. Ek dink dit is dis 'n meer geïntegreerde landbou storie wat ons tafel toe moet bring. As ons hierdie sake onderhandel, blootweg net as hier gaan 'n ton erts uit en hy word verwerk in die buiteland in vergelyking met hierdie landbouproduk wat gekoppel is aan baie meer bedrywe. Verwerking is belangrik. Ons kan 'n klomp van daai aspekte aanspreek. So weer eens, is daai fyn balans van dinge te gaan doen. Wat het ons en daai geleenthede te ontsluit? Ek kan baie keer rasie insê ek is oor-optimis, maar dis 'n feit. Ons het alles wat nodig is om ongelooflik suksesvol te wees, die hele land en die land se ekonomie. Dit is klaar hier. Alles werk net nie soos dit moet werk nie. En presies nou gesê, take te gaan allokeer. Hier was iemand nou dag hier ons toe praat oor die citrus wat omtrent so 150,000 werksgeleenthede skep. So dit is alles hier, maar as alles nie werk nie, die infrastruktuur, die samewerking, en ek hou van wat jy sê van die privatisering, maar daar's 'n verskil tussen iemand wat iets doen omdat hy wil en iemand wat iets doen omdat hy dit moet doen. Die wat wil dit doen, gaan dit goed doen, en dit mense mis die punt, dit baat tot Jan Alleman en die persoon wat op straat sonder inkom sit, dit gaan almal baat, maar weet dit, dan moet ons dit doen. Ja, nee, ek bedoel die aksie is so krities belangrik. So ek dink daar's 'n klomp aspekte. As ek dink aan besproeiing, is so belangrik, nê. As ons destyds toe ons ontwikkelingsplan hoofstuk 6 geskryf het ons mos daai matriks, ek weet nie of jy hom ook kan onthou nie. Maar ons 'n matriks getrek het, ons gesê wat is die bedrywe wat die vinnigste groeipotensiaal het en die meeste bydrae kan lewer tot werkskepping. En so daai regsbo blok gehad, nê. En daai bedrywe het geskied, kon nou ongelooflik wat hoe vinnig hulle gegroei het. En onder andere was natuurlik hoë waarde besproeiings. So as 'n mens kyk na uitbreiding van besproeiing, is dit fenomenaal. Ons kyk hier na maklik by 150-160,000 hektaar net die afgelope 10 jaar wat besproeiing uitgebrei het. En nou sê mens goed, maar water is nou onder druk. Maar dan sê ek, is dit regtig onder druk? Ons verloor tussen 30 en 40% van ons water tussen 'n dam en die plaashek. Net aan oneffektiwiteit, pype wat lek, kanale wat nie reggemaak is nie. Dis enorm hoeveelheid water wat gespaar kan word. Op die boer se plaas, as 'n mens kyk na Skadinet investering, die elektroniese lees van vogmeters, die tegnologie wat ingesit het by boere op plaashek, reken ek, ons het tussen 30 en 40% effektiwiteit gewen op waterverbruik. Dit is baie, wat ons water kan, dis water is lewe, ons het nog baie bronne van water, en as 'n mens kyk na die hoeveelheid grond wat aangekoop is deur die regering wat tans nie in gebruik is of onderbenut word. Kyk ons na nog 'n 50,000 hektaar addisionele besproeiingsgrond. Wat deur die LNR, hulle dit gekarteer en geanaliseer en 85% van daai waarde word tans nie ontsluit nie. So weer eens jou punt, daar is ongelooflik baie potensiaal. Ons moet dit net gaan doen en gaan ontsluit. Ek weet eendag hier vir 'n paar ure sit te praat, wat jy so baie goed genoem. Ek gaan nie eens op alles kan kommentaar lewer, maar die een is die onbenutte grond. Presies die 50,000 besproeiing, maar jy praat van miljoene hektaar in ons land wat tans dormant was gekoop, toe onbenut of opgevoeder, maak nou nie saak nie, maar ook ons het 'n baie groot projek aan die bosindringingskant waar weer eens praat van miljoene hektare wat teruggewen gaan word, wat tans toegegroei is, en so dis die een deel, die besproeiing wat jy nou sê, dit is so waardevol, daar word soveel werk en kos geskep, toe kom die Eskom stories en wou vergeet jy het water, maar ewesklik het jy die krag om te pomp en dit natuurlik groot investering gewees met solar, maar daar is nou planne gemaak, so alles is daar en ek groot voorstander sê, ons gaan in die land regkry en landbou, wat ek nou gesê het, as mynbou en as nywerheid en alles, maar 'n vinnige wen, want ons goed wat ons nou doen en implementeer, kan ons al hierdie seisoen al die vrugte daar, letterlik en figuurlik die vrugte daarvan gaan pluk. Nee, jy is heeltemal reg, daar is geleenthede, as jy net kan beweeg, op van die goed, en ek sê altyd, mense is maar so, nee, as jy eers 'n positiewe momentum begin opbou, en jy bou op daai positiewe moment, nou kyk ons weer na al hierdie, ons hardloop in hierdie emosionele, politiese rigtings in. En dit vat ongelooflik baie energie van ons weg. Wat ons eintlik net moet sê, hoorie, eintlik kyk ons na dieselfde ding hier. Kom ons fokus op die saak en ons kry dinge gedoen. Dit sê dink ek dadelik, weet jy hoekom in die Kimberley se gat daai, toe daar iemand daar gesê dis 'n diamant.
ja, daar was 'n toestroming van mense en optimisme en dieselfde, ek dink gaan dit weer in landbou kry. Mense net sien, mense hou van suksesstories. Hulle wil die planne hoor en mooi drome en hulle wil jy moet vir hulle sê jy het verder as jy dit gaan plant en dit gewerk. Jy het nou begin met speserye en so voran of iets snaaks en jy sê o, yes, okay, this is the next big thing, maar sukses inspireer ander en trek ander aan. So ek dink ons gaan dit kliphard doen. Verder jy praat so lekker, weet as tyd raak, maar ek dink miskien met oral waar jy kom en dit wat jy sien, wat se laaste gedagte sal jy wil los vir iemand wat kyk net om hulle op 'n baie positiewe noot in te stuur. Ja, kyk, Corneille, as ons nou syfers, BFAC, ons is nou maar die hele, ons aard is syfers en analises ook, en dan sit ons die mense om dit, en ek sê net altyd, as ons na die, look at the scoreboard, gaan kyk na die scoreboard, die laaste 20 jaar, het landbou, in reële terme, baie vinniger gegroei as die ekonomie. Ja, mooi. Maar dit is baie volatiel, en dit is waarvoor ons so investeer, maar kyk baie slim na jou belegging, dat jy jou siklusse kan oorleef, van oor die langer termyn, is landbou die bedryf, wat vir jou die hoogste opbrengs kan gee, as jy net daai siklusse kan uitry. Ja, presies. Ek gaan ook dit verder dankie, baie dankie vir die tyd, dit is baie food for thought gelos. So ek wil amper op 'n groet noot sê, ja, ek net tong in die kies, toe iemand daai uit Amerika gesê het, hoor jy, die boere is welkom daar, was dit my baie mooi om te sien, hulle sê, thanks but no thanks, ons is hier, ons roots is hierso, en kom help hier, want ons wil dit hier maak werk, en dit is my mooi om te sien, die mense wat nou nog hier is in ons land, is hier, omdat hulle hou van die land, hulle wil dit maak werk, so ek dink hier gaan nog, watch the space, hier gaan nog groot goed gebeur vandag, maar baie dankie vir die tyd dat jy hier was vandag. Dankie Corneille, het was lekker om hier te wees. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.